God is maar net God. Die Here is maar net die Here. Mens kan maak wat hy wil. As God beweeg en hy breek deure oop in jou lewe, en dan kan mense niks maak nie. Hulle kan links en regs gaan, hulle kan na die hekse toe gaan. Dit gaan nie help nie. En as God beweeg, kan niemand stand hou nie. Ek hoor nou die dag, hoe praat mense? Hulle noem vir my, hy is famous op TikTok. Ek sê ek is nie famous op TikTok hier. Ek het vir TikTok opgemaak as 'n platform vir my om die woord van God uit te kan lewer. Ek sê ek maak so nou en dan tussenin, het ek so 'n jokie wat ek maak. Dat sê nie 'n gelowige mag nie jokes maak. Ek maak so nou en dan maak ek 'n grappie. Paulus het gebeweeg as hy by die Jode gekom het, dan het hy geraak soos 'n Jood om die Jode te win. As hy gekom het by die sondaars, het hy soos die sondaars gebeweeg, maar hy het nie die sondaars se werke gedoen nie, sodat hy die sondaars kan gevang het. So het hy die mens gevang met lus. Nou, ek is 'n Paulus. Ek is geroep om met heidene te werk. Ek is geroep om met sondaars te werk, rou sondaars, omdat God het my diep uitgehaal. Dis hoekom ek kom op 'n level van mensevlakte, omdat ek het deur proses deur die lewe gegaan. Ek ken van swaker, ek ken van buiteslaap, ek ken van inbreek, ek ken van messteek, ek ken van hijack, ek ken van baie dinge. Dis hoekom ek uitverkies is om te werk met sondaars. Ek weet hoe om sondaars te hanteer, omdat ek is nie gewinkie, ek is geroep. En die platform het ek geskep vir 'n geestelike platform. Ek het dit geskep om die waarheid van die Here aan mense te kan getuig, om die waarheid van die mense, om iewens 'n getuienis te kan lewer. Dit wat ek bring, is nie om gesien te wil wees nie. Dit wat ek bring ek uit my hart uit 'n lewenservaring, uit dinge wat ek deurgegaan het, om 'n next persoon te kan help wat in dieselfde probleem sit. 'n Persoon wat voel dat is klaar met sy lewe, dan kan ek vir hom bemoedig terwyl jy nog asemhaal en daar's nog genade vir jou. As daar nog 'n kans vir jou. Jou lewe kan verander. Dit lyk dis klaar vir die mense. Jy lyk jy's klaar opgetik. Van die mense gaan sê hulle, daar is nie meer hoop vir jou nie. Maar vir die Here, as daar nog hoop vir u, as daar nog genade is en u haal asem, as daar nog hoop vir u. Ek kom uit die donkerte uit. Ek kom uit 'n diep put uit. Ek kom uit hongersnood uit. Daarom kan ek mense bemoedig wat in hierdie situasies sit. Platform het ek gemaak om gesien te wil wees. Ek moet minder word, sodat die Here meer kan word. Ek beteken niks oor die Here nie. Sy naam is in my mond, en sy naam is alles wat ek doen, en hy is balsem vir my, hy is 'n genesing vir my. As ek praat van hierdie naam, dan kom 'n genesing in my lewe in. Want ek het donker dinge teëgegaan wat mense nie vir my kon gehelp het. Daarom sit ek altyd die Here se naam eerste, van hy's number 1. Daarom steun ek nie op mense, ek steun nie op familie nie, ek steun op niemand. Ek steun net op God. Want hy is my ware helper. En dis hoekom ek ook nie vriende het nie, want hy is my ware vriend, wat nie agteraf praat van my nie. Nou mense wat baie dinge het om te sê, ek is 'n TikToker, ek TikTok vir die werk van God. Ek Facebook, my Facebook is 'n geestelike blad, is die werk van God wat ek uitsaai. Nou hy of sy wat negatiewe dinge het om te sê oor ek wat TikTok, gaan op my blad, Big J 3009, gaan op my blad, jy sal geestelike kos kry, jy sal oorgenoeg kos kry. So ek skaam my nie vir die naam en saakie. Ek weet waarvanaf ek kom, en ek weet waantoe ek op pad. So is net die Here wat my kan hou. Mens kan my nie verander nie, is net die Here wat in staat is om my te kan hou. So, waar die winde waai, ek steur my nie, ek is mos iemand, ek steur nie aan kinders stories nie.
Zolang het iets goed is met je skinder, als ik blijf van die Here, jy skinder nie oor ek het miskien gaat hoer, of ek het miskien gaat syp, of ek het gaat dool of enige ietsie, maar jy skinder terwyl ek die werk van God doen. Here ek prys U. Die Here seën.